terwyl hulle weer eens van die opnames doen die Frans Joubert van Lewende Hoop, wat met u praat op 19 Oktober 2025. Die tema is Diererim, oftewel die Zodiac, verlossingsplan in sterrebeelde op Bybelse astrologie. En dit is die tweede aanbieding. En ons wil weer eens erkenning gee aan 'n klomp navorsers. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons buig in erkenklikheid voor U in hierdie oggend. En ons wil U lof besing, want U is waardig, U is groot, U is fantasties, U is wonderbaar. Ons bid U, ons aanbid U en ons het U lief. Omdat U genade is, omdat U liefde is, omdat U ons eerste lief gehad het. Abba, dankie dat ons iets van U grootheid en almag vandag bietjie kan bekyk en dat ons bewondering vir U kan toeneem en ons ontzag vir U kan vergroot. In Yeshua se naam, amen. Met ons vorige aflewering het ons 2 sessies gehad waarin ons so 'n bietjie in breë vertel het oor die Zodiac, oftewel die diereriem, om so 'n bietjie agtergrond te gee sodat jy dit beter kan verstaan. En ons het vir u vertel dat die son saam met die aarde in 'n sirkelgang om en deur die Melkweg beweeg. En dat ons dan verskillende konstellasies met die uitbeelding sien van die diereriem. En ons het net die eerste 3 van die 12 konstellasies in redelike detail met u behandel. Dan wil ons ook maan dat om net na 'n stemboodskap hiervan te luister, sonder om die prente daarmee saam te sien, waarskynlik baie moeilik gaan wees om te verstaan. So daarom is dit ook noodsaaklik om die prente te sien, soos ons dit vir u wys. Nou, ons gaan vandag weer begin met die 4de konstellasie, naamlik die boogskutter. En die samevatting daarvan is lof aan Elohim vir Messias se oorwinning. En dan is daar 3 handlanger konstellasie of helper konstellasie. Lira die harp, Ara die poel van vuur en Draco die draak. En party mense beeld dit so uit soos wat jy daar kan sien, die boogskutter met die boellyf van 'n man en die lyf van 'n perd, en dan Ara is die poel van vuur wat op 'n manier die hel voorstel. Ek dink daai prentjie is te mooi vir die hel. En dan Lira die harp of die arendharp en dan die ou draak. Nou vandag wil ons 'n bietjie meer kyk in diepte na hierdie 4de konstellasie. Die Hebreëse woord of naam daarvoor is Keshit. En dit beteken boogskutter. En hierdie skutter mik met sy pyl direk na die hart van die skorpioen wat ons in die vorige aflewering gesien het. Waarvan die konstellasies uitbeeld dat Yeshua Messia homself as sondoffer aangebied het vir die sondes van die Adam, naamlik vir my en jou, wys hierdie konstellasie dat hy die oorwinnaar is. En weer eens bevestig die syferwaardes dit vir ons. Net baie kortliks dan, hoe werk die syferwaardes van die 2 antieke alfabette, net om u op te vas, en vir diegene wat dit nie voorheen gesien het nie. Ons kyk net weer vlugtig daarna met die Hebreëse en Griekse alfabette, waar elke letter 'n syferwaarde het. Die gematria van die Hebreëse alfabet, Alef is 1, Bet is 2, Gimel is 3, Daleth is 4, Hy is 5 en so aan. Dis 'n kolomme van 1 tot 9, 10 tot 90 en 100 tot 900. So, die Griekse alfabet werk presies dieselfde. Alpha is 1, beta is 2, gamma 3, delta 4, epsilon 5 en so gaan dit aan. Dit beteken dat elke naam, elke woord in die 2 antieke tale van die Hebreëus en die Grieks van die Bybel het 'n syferwaarde soos wat mense dit optel. En ons kan ook dit vermenigvuldig met mekaar. En waar getalle dan dieselfde is, gelykwaardige mekaar, soos 2 plus 2 is 4, dan is 4 gelyk aan 2 plus 2. So, jy moet dit insien, dat as die goed dieselfde waarde het,
sê dit eintlik dieselfde ding? Is dit gelykwaardig aan mekaar? Daarteenoor is daar Bybelse numerologie of getalle leer, waar 1 staan vir eenheid, 2 vir getuienis, 3 vir goddelike volmaaktheid, 4 vir die wêreld of aardse skepping, daar's 4 seisoene, daar's 4 hoofelemente in die natuur, en dan 5 staan vir genade of skeiding, 6 syfer van die mens soos jy weet, 7 vir geestelike volmaaktheid, 8 vir heropstanding, nuwe beginne, wedergeboorte, en so kan 'n mens aangaan daarmee. As 'n mens kyk na 11, dit kan staan vir verwarring, chaos, en dit kan ook staan vir harmonie, want dit het te doen met musiek. En 12 is volmaakte regeringsorde, of dan uitverkiesing. Daar's 12 stamme, daar's 12 konstellasies, daar's 12 apostels. En kom ons sluit af met 13. 13 staan vir suurdeeg, sonde, rebellie. In ander woorde, in kort, alles wat die Satan gedoen het aangevang. Maar dit staan ook as die positief, want elke syferwaarde of elke getal het 'n positief en 'n negatief. So die positief staan vir versoening. Ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Dit beteken as ons kyk na die syferwaardes, daar's die Grieks vir hiervan, soos dit in ons Bybels baie swak vertaal is, Here Jesus Christus. In die Grieks staan daar Kurios Yeshua Christus. Kurios 800, Yeshua is 888 en Christus is 1480. Dit tel op na 3168. So, dit is hoe dit werk. En dan kan 'n mens kombinasies kry van Yeshua Messia. Dit tel op na 2368, want Yeshua is 888 en Christus 1480. Die syferwaardes bevestig ook die betekenisse van hierdie name in die konstellasies. En dit is meer as wonderbaar. Mense kon dink, oor eeue heen het mense besluit, hulle gee die name om 'n storie te vertel. Maar waar die ding inkom, wanneer die syferwaardes dit bevestig, dan is dit vas. Dan is dit meer as wonderbaar. Dit klop met die begrippe en dis bonatuurlik en dis nie menslik moontlik nie. Terug tot by die boogskutter. Ons het gesê die Hebreëse naam is Keshit en die waarde daarvan is 800. Nee? Kurios of meester, Lord op Engels, se waarde is 800. Kan jy sien na wie verwys dit? Die wortel van Isaïe is 800. En dan die syfer 8 is hy wat kom. Dis Yeshua, dis 'n nuwe begin. In Kopties word boogskutter genoem Timakre, wat beteken die skoonheid van die een wat kom of voorkom. En van die ander helder sterre in hierdie konstellasie is Naim in Hebreëus wat beteken die minsame een. En nog 'n ster, Nehushta, die een wat voortkom of wat kom. So die sterrename, en ek gee net 'n paar. By elke konstellasie is daar so 'n lang lys van sterre wat feitelik almal betrekking het op wat die sterre moet vertel. Die een helper, eerste helper of handlanger is Lyra, die harp of die arendharp, soos hulle dit noem. Dit het sulke arendsvlerke in 'n meeste uitbeeldings en eintlik styg dit op in lofprysing. In Hebreëus is daar 2 woorde wat amper dieselfde is. Nasor as die harp en Nesher as die arend. Nou arend is 'n ding wat prooi op slange. Die slang is sy natuurlike prooi. Die konstellasie beeld dan uit dat Yeshua het reeds oorwin. En nou styg lofprysing op na die Elohim die Vader. Dit herinner aan Psalm 21 wat u kan self lees. Net een teksie wat sy eer beskryf. 21 vers 14. Verhef u, Jahwe, in u sterkte. Ons wil u helderkrag eer met psalmgesang. Die Engelse stel dit so: Be thou exalted, Yahweh, in thine own strength. So will we sing and praise thy power. Nou hierdie arendharp het interessante syferwaardes. Arend is 576. Jy kan die verwysings daar sien.
waar het voorkom. Harp is ook 576. En dan wondertekens 576. En dan maan in bloed en trompet, het ook dieselfde waarde. Hierdie getal het te doen met die sterretekens, maar ook met Messias se wederkoms. Hier is nog 'n paar tekste ter sprake wat dit voorkom. En ek sal wondertekens gee, 576, aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilaar. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 576, voordat die groot en deurligtige dag van Jahwe kom. In Handelinge 2 vers 20 word dit ook aangehaal. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van Jahwe kom. Efesiërs 7 vers 4. Hulle blaas met die trompet en maak alles klaar, maar niemand trek na die oorlog toe nie, want my toorngloed is oor die hele menigte van die land. Nou dit blyk dat die boodskap van hierdie konstellasie tweevoudig is. Die een gaan daaroor dat daar beproewing en verdrukking sal wees, soos wat geprofeteer is met die koms van Messia as ons koning. Maar aan die ander kant gaan ons, as die gereddes, lofsange en lofprysinge, né? Dit sal saamval wanneer die Satan dan toegesluit word vir 1000 jaar. Nou die voorafgaande syferwaardes was dit deur optel. Maar ons kan ook, soos ek gesê het, elke syferwaarde van elke letter vermenigvuldig. En dan moet jy natuurlik die nulle weggooi, want dit word baie nulle. 'n Nul is nie regtig te sprake in syferwaardes of getalle leer. En wanneer ons die profetiese uitsprake oor Messia bestudeer, waar dit genoem word dat hy gaan in krag en in heerlikheid en majesteit terugkom, om op koning Dawid se troon te sit, né? Met die aanvang van die 1000-jarige vrederyk, sien ons dat hierdie getal weer eens voorkom. Ons laat die nulle weg. 576, in sy heerlikheid verskyn het, Psalm 102, gesalfde, 'n vors, die Engels stel het net so mooi, Messiah the Prince, in Daniël 9 vers 25, Michael, hy het gesê, Michael en die engele sal saam met hom kom oorlog voer, Judas 1 vers 9, koninkryk, hy kom sy koninkryk vestig, Daniël 7 vers 27, sy gesalfde, né? Gesalfde is die letterlike vertaling van Messia in Afrikaans, Psalm 2 vers 2, so seker soos die dag breek, Hosea 6 vers 3, en 6 dae, Exodus 19 vers 9, Psalm 102 vers 17, ons lees hierdie tekste meer volledig, omdat Jahwe Sion opgebou het en in sy heerlikheid verskyn het, 576, Daniël 9 vers 25. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel. Dis nie die stad nie, dis die mense wat Jerusalem verteenwoordig, né? En op te bou tot 'n gesalfde, 'n vors, 576. Daniël 7 vers 27. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk, Israel, van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk. En daar kan men sê, halleluja, né? Koninkryk is 576. En al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Psalm 2 vers 2. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen Jahwe en teen sy gesalfde. 576. Nou Hosea 6 vers 2 en 3. Wonderlike teks. Ons gaan dit nog 'n paar keer bekyk. Hy sal ons na 2 dae, dis goddelike dae, met ander woorde 2000 jaar, lewend maak. Op die 3de dag, dis die millennium, 3de dag na Messia, ons laat opstaan sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Vers 3. En laat ons ken, laat ons dit najag om Jahwe te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek. 576. En hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei, né? 6 dae, 576. 6 goddelike dae, 6000 jaar, menslike jare, né?
En dan is dit interessant om te weet dat die begin van die Hebreëse jaar 576 volgens ons kalenders is September 1999. Dis al 'n paar jaar gelede. So ons is dan in die oorslagtydperk van 33,5 jaar, presies dieselfde aantal jare wat Messia Yeshua op die aarde was. En dit beteken 2032 en 2033 is die mees aangewese tyd vir die wederkoms. Maar niemand ken die dag en die uur nie volgens die skrif. Let wel, hy sê niks van 'n maand of 'n jaar. So, ons probleem is, ons sit met kalenders waarmee gepeter is. Ons weet nie hoeveel jaar is hulle uit of verkeerd nie. Terug tot by hierdie konstellasie. Die helderste ster hier is Vega. En dit beteken, hy sal verheerlik word. Die tweede helperkonstellasie is Ara, die poel van vuur. En dit beeld eintlik uit ook 'n altaar of dan 'n brandstapel, né? As die vloek wat uitgespreek is oor die vyand, oor die Satan, as die finale oordeel wat oor hom sal heers. En ons lees dan Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur in Ara gegooi. Kan jy sien hoe hou hierdie goed verband? En swaal gewerk waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Nou dan is die derde helperkonstellasie of handlanger Draco, die ou draak. Party beeld hom uit as 'n slang, ander beeld hom uit as 'n draak. En jy moet baie mooi verbeelding hê om daai sterre in die nag dit raak te sien, want ek sien net blink kolletjies. Dit beeld uit 'n groot draak of slang met die helder ster by sy oog van Alpha Draconis. Die antieke Hebreëse naam was Tuban, die subtiele een. Dat hy nie van Eva in haar oor kom fluister, alles aan 'n subtiele goedjies, daar aan die tuin van Eden nie. Dis hierdie ster wat 'n mens dan ook op 'n tydstip vanaf die afwaartse gang in die groot piramide kan sien en waarneem, en dan betekenis aan die piramide storie verleed. Ander helder sterre hier in die groep is Rastaban, wat beteken die hoof of die kop van die subtiele een. En Etanin, die lang slang of die vinnige slang. En Gehansa, gestrafde vyand. Hy gaan gestraf word. Nou die profeet het die finale lot van die vyand vir ons beskryf in Jesaja 27 vers 1. In die dag sal Jahwe met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang. En hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Hy word weer eens vir ons drievoudig gegee, en ons dit hou verband met die ou draak wat genoem word die slang en Satan. In opsomming van hierdie eerste konstellasie wat ons nou behandel, en vanaf Virgo die maagd en die weegskaal en Skorpioen, as ook boogskutter met al die helpers, vertel eintlik weer eens die verhaal van die saad van die vrou as die baba met 'n hoofletter in Bethlehem, as die verwagting van die nasies, né? Soos op Engels gestel is, the desire of the nations. Hy as Yeshua Messia, die takkie of die spruit van Israel, het vir ons 'n sondoffer geword, en hy het die volle prys van ons sondes betaal. Ek weet, dit is 'n moeilike begrip om te dink, hy het vir al ons sondes betaal, nie net vir party. Om alles wat die Adam verloor het, terug te wen deur sy oorwinning oor die Satan, deur sy oorwinning oor die dood. Hy is die een as die boogskutter wat met sy pyl mik, soos ons gesê het, na die Skorpioen. En dan is hy die arendharp wat opwaarts styg met lofprysinge van sy triomf oor die Satan, om eer aan Jahwe te bring. Nou die volgende klompie konstellasies dui eintlik op die gereddes, waarvan een ek deel is. Almal wat Messia se versoening as verlostes aanvaar en so 'n nuwe begin kan maak. So die vyfde konstellasie van die 12 is Capricornus, die seebok of die bok met die vislyf. En dit gaan oor oorvloedige lewe deur Messia se soen doen.
Die helpers is Sagitta die seepyl, Aquila die gewonde arend en Delphinius die dolfyn. As een prentjie hoe dit voorgestel word, die bok met die vislyf, hy sê op die ekliptika, en dan aan die noordelike kant sien jy die gewonde arend, die seepyl en die dolfyn. Daar's nog 'n beeldjie van hom. So, ons kyk na hierdie bok met die vislyf, wat oorvloedige lewe beteken. Nou hierdie bokgedeelte is eintlik 'n bok wat sterwend is volgens die ou verhale, as 'n offer. En die agterste deel is weer 'n lewendige vis. Daai deel dui op wederopstanding, wederoprigting, wedergeboorte as jy wil. Nou interessant dat in die vroeë gelowiges was die simbool van die vis as kenteken gebruik vir al die Christene destyds. Jy ken die visie, party mense dit nou nog op agter op karre, né? Ja. En ook in siggewend dat in getalle leer, Bybelse numerologie, staan 8 vir 'n nuwe begin en die syferwaarde van vis in Hebreëus is 8. So dit hou alles verband, né? Daar sê vir u op die bord. En die eerste helper of konstellasie is Sagitta die seepyl. Dis in 'n alleen vlug wat uitbeeld goddelike oordeel oor die sonde. Hy trek en hy gaan die aarde straf, né? En die sterwende bok as offer vorm dan deel daarvan. Nou die syferwaardes vertel weer eens 'n interessante storie. 108 is pyl en 108 is hy is deurboor. So dit gaan daaroor dat hy as sondoffer vir ons gedeurboor word, maar hy gaan ook die Satan deurboor. Ons lees in Jesaja 53 vers 5, en ek glo almal ken die teks baie goed. Maar hy, dis Yeshua, is ter wille van ons oortredinge deurboor. En kyk waarna tel dit op, hy is deurboor, 108. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar staan in Hebreëus baie definitief verlede tyd. Dit het plaasgevind. Nou die tweede helper of handlanger is Aquila die gewonde arend. En soos ons gesê het, die arend is een van die natuurlike vyande van die slang. Maar hier is dit gewond of deurboor. Nou die helderste ster daar is Altair. En dit beteken die gewonde. En die ander helder ster is Al-Shain, die blink een, of dit kan ook wees purper. En purper verwys na sy bloed wat vir ons gestort is, of na koninklikheid. Nog 'n helder ster daar is El-Kahir, wat beteken die deurboorde. En daar wys ons vir die beeldjie van die gewonde arend. Nou Delphinius die dolfyn is die derde helper in hierdie konstellasies. Dit beeld uit 'n dolfyn wat energiek opspring. Almal van ons het al na dolfyne gekyk. Kyk, hulle kan in die seebal jaar en opspring en so bolle makiesie slaan, hè. Dit beeld uit sterkte, lewendigheid, lewe as die beeld van verloste en geredde Adamiete en Israeliete. Volgens 1 Korintiërs 15 vers 22. Waar ons wat in hom glo weer almal lewendig gemaak gaan word. En ek glo u het almal al die ewige lewe, né? En die dolfyn en alles wat daarmee saamgaan, herinner ook aan die groot visvangs na Messias se opstanding in Johannes 21 vers 3 tot 11, waar daar 153 visse gevang is, groot visse. En die storie in die Grieks is in 153 woorde presies vertel. Nie een minder of een meer nie. Ja, meeste Bybel daarvorsers stem saam dat dit baie sterk simbolies is, want na hierdie insident of voorval is aan die disippels opdrag gegee om vissers van mense te word. En die syferwaardes bevestig hier die goddelike, waar 8 staan vir nuwe begin, en waar die syferwaarde van Beni Elohim, de seuns of dogters van Elohim, gelyk is aan 153. Maar sien jy dit, 8, nuwe begin,
153 Beni Ha Elohim. Dit sluit seuns en dogters in, né? Nou 8 maal 153 is die syferwaarde van visse, 1, 2, 2, 4, Ichthus. En 8 maal 153 is weer eens 1, 2, 2, 4, dis die waarde van dinet, dikton in Grieks. Allemaal in Johannes 21 vers 11, né? Dus beteken dit dat daar is seuns van Elohim wat reeds 'n nuwe begin gemaak het as dinet, 1, 2, 2, 4. Wat ander visse hier buite, wat nog nie ingekom het, nog nie glo nie, moet gaan vang as dinet. Kan jy dit sien? Die ander visse, ons is dinet, ons het 'n opdrag om hulle te gaan vang, sodat hulle ook die ewige lewe kan hê en 'n nuwe begin kan maak. En dan is dit wonderbaar dat Yeshua na homself verwys met van hierdie selfde syferwaardes. Johannes 14 vers 6. Yeshua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En ek is die weg is gelyk aan 1, 2, 2, 4. Jy kan nie net wees as jy nie in hom is nie. Nee? 153 maal 8 is 1, 2, 2, 4. Dis weg, waarheid en lewe. Dis al wat jy kan verkondig, Yeshua. Jy kan net die weg en die waarheid en die lewe hier buite gaan verkondig. Jy as die net. 6de konstellasie van die 12. Aquarius die waterdraer, en dit is simbolies opgesom. Messia gee lewende water vir almal wat dors het. En dan sy 3 helpers is Piscis austrinus, dis die suidelike vis, Pegasus, die gevleelde perd, en Cygnus die swaan. Hier is een uitbeelding daarvan. Die gevleelde perd, en die waterdraer wat 'n kruik water het, wat water uitgooi, en dan is daar die suidelike vis wat die water opsluk. Daar is 'n ander beeld daarvan. So, die Latynse naam vir waterdraer beteken die verhewe waterman. Soos gesê, dis 'n man met 'n kruik water wat hy skuins hou, waaruit die water vloei, as sinnebeeld van die lewende waters. Dan aan die onderkant die beeld van die groot vis wat in hierdie water swem of dit dan ook druk. En die helderste ster hier, sy naam is Sa'at al-Melek. Die verslag van die uitstorting. En uitstorting is nie net lewende waters, nie, so 'n uitstorting van die lewende gees, Heilige Gees, né? Die Hebreëse naam is Deli, wat beteken kruik of emmer. Nou daar's 'n antieke profesie. Ek is so stom om te sien dat meeste van hierdie konstellasies word eintlik vir jou weggesteek in die Bybel en vertaal is. Wat andersins nie vir mense eintlik regtig sin maak partykeer nie. En daar's 'n antieke profesie wat dui op die koms van Yeshua as die een wat water uit sy emmer gooi. Wie het dit al gelees? Numeri 24 vers 7a. Water vloei uit sy emmers en sy saad is by magtige of baie waters. Die apostel Paulus typeer dan ook Yeshua as die een van wie ons die waters van die lewe verkry en bring dit in verband met Moses wat vir die volk water uit daai klein rotsie gekry het waarop Jakob geslaap het. 1 Korintiërs 10 vers 4. Daar's weer die uitbeelding en hier is die vis as die eerste helper, die suidelike vis, Austrinus. Dit swem in hierdie stroomwater van die kruik wat die verlostes verteenwoordig, diegene wat drink van die lewende waters. Nou die Arabiese naam dui daarop dat die vis nie net hierin swem nie, maar ook daarvan drink. Vom al-Raud, die bek van die vis wat drink. Ongelooflik, dat die name almal ooreenstem. Nou die tweede helperkonstellasie is Pegasus, die perd, dis die gevleelde perd. En hierdie ding wys dan, of hierdie beeld wys dan 'n perd met vlerke, met vleuels, né? En sy naam beteken letterlik perd van die spuitende fontein. En die ander sterre, sy name hier vertel ook 'n storie. Markab, die een wat terugkom. Shiat
Hy wat gaan en weer terugkom. Enig, die takkie of die spruit. Algenim, hy wat dra. En is dit nie so dat Yeshua ons dra nie, Homan, die waters, en Matar, wat die oorvloedige uitvloei veroorsaak. Nou die gevleelde perd is nie net in 'n galop nie, hy het vlerke om vinniger te maak. Ne? Dit dui op Messia, Yeshua, wat weer terugkom met lewegewende waters vir 'n dorstige volk. Nou koning Salomo, wie se heerskappy die vrederyk tipeer, want Salomo kom van, wie ken die woord? Shalom, vrede. Ne? Hy het geskryf in Psalm 72 vers 6, hy, dis Yeshua, sal neerdal soos reën op die grasveld, soos buie, 'n swaar reën op die aarde. Die Engelse sê, he shall come down like rain upon the mown grass, as showers that water the earth. En die profeet Hosea skryf feitlik dieselfde, weer eens, Hosea 6 vers 3b. Sy opgang is so seker soos die dagbreek, en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns, waar die aarde oorspoel. Nou ons het reeds die teks van Hosea 6 vers 2 genoem. Na 2 dae sal hy ons lewend maak. As die 2 goddelike dae, die 2000 jaar by herhaling, nadat Yeshua op die aarde was. En hy het dus beloof om op die 3de dag, as die goddelike dag van die 1000-jarige vrederyk, dat hy sal terugkom. En hierdie tekste van Hosea is wonderlike syferwaardes weer eens weggesluit, en dit wys heen op Messias se terugkoms. En dit het betrekking op hom as die aarde en op die aarde as die plek waar hy terugkom. Nou ja, 792 is daai sinnetjie, sy opgang is so seker soos die dagbreek, Hosea 6 vers 3. 792 in Hebreëus is meester Yeshua Messia opgetel. 792 is Genesis 3 vers 20, hy is verlossing, hy is zaligmaking, he is salvation. Is gelyk aan mekaar. 792 is ook op 'n ander manier gespel verlossing, redding, heil of zaligmaking van Psalm 116 vers 13. En raai wat, die aarde is gemerk met dieselfde syfer. Die deursnee by die pole is 7920 myl. Dat is die diameter van die aarde. Dis sy plek nie. Behoort hom op. Daar staan in Maleagi 3 vers 1 dat Messia vinnig of skielik gaan kom. En dit word uitgebeeld dan weer hierdie vleiende perd of gevleelde perd en ook van die ander konstellasies. En hierdie hele teks tel op na die syferwaarde, net vir interessantheid, 5184, en dis dieselfde as Hosea 6 vers 3, hy sal tot ons kom soos die reën, en dan is die letters vermenigvuldig. Wat is die kans dat die goed kan optel en vermenigvuldig elke keer na hom verwys? Nou lees ons vir Maleagi 3 vers 1. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom. Wie sy tempel? Wie beloof om tempel te stig? Die boerevolk op 16 Desember. Jahwe na wie hulle soek, naamlik die engel van die verbond na wie hulle begeerd het. En hy kom, sê Jahwe van die leerskare. Die totaal van hierdie teksie tel op na 5184. Maar as hy vir op die bord weergegee, 5184 is Maleagi 3 vers 1, die hele teks. En hy sal tot ons kom soos die reën. Nou Pegasus is die gevleelde perd, kom skielik of vinnig, met die verfrissende waters van die lewe. Dus die wederkoms van Messia gaan skielik wees. Hy gaan eendag nog gewoonweg aangaan en die volgende dag is die koning van die konings, die koning van die heelal hier. Presies op tyd, betyds en sonder enige vertragings. Dit laat mens dink aan Openbaring 3 vers 11 en 22 vers 7, 12 en 20, waar hy 3 maal herhaal, kyk, ek kom gou. En die derde helper of konstellasie is Cygnus die swaan. In die noordelike halfrond is hierdie konstellasie duidelik in hulle somer te sien. En dit staan bekend ook as die
noordelike kruis, want sy sterre vorm ook 'n baie sterk kruis. Dit beeld uit 'n suurlike swaan in vlug. En ons weet die swaan word eintlik beskou as die koning van die voëlwêreld, die embleem van waardigheid en grasie. En die Griekse naam vir swaan beteken om te sirkel en terug te keer. Yeshua het opgevaar en hy keer terug. Nou die heldersterre hier is Deneb, die meester wat kom. Kan dit meer duidelik wees? Azel, wie gaan en terugkeer, of wie gaan en terugkeer. Of ander enetjie van Vagi, glorieryk skyn, Sader, wie terugkeer soos in 'n sirkel. Adige, vlieg vlugtig. Aridet, hy sal afkom hierheen. So almal van hulle dui op die wederkoms van Messia. Nou die Griekse naam van swaan beteken ook purper, soos gesê purper, die kleed of koninklikheid wat purper is. Syferwaardes, weer eens 'n interessante storie. Swaan is gelyk aan 2260 in die Grieks. 2260 is seun van die mens in Grieks, Matteus 20 vers 18. 2260 is die hele teks van Jesaja 11 vers 1. Terloops as jy sien 111, 3x37, dit het altyd te doen met die geboorte. Wat sê hierdie teks? Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaïe en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. So Aquarius, die waterdraer en sy helpers vertel eintlik 'n baie opwindende storie, né? Die uitstort van die waters van die lewe, die uitstort van die Heilige Gees vir almal wat in die Adamiese ras genade geskenk is, né? Want Yeshua het die prys betaal vir die Adam se sonde. En hy het ons so gevrywaar van die oordeel en vloek van die sonde deur sy versoening. Die gevleelde perd kom skielik en vinnig om daardie water by sy volk uit te kry. Daar staan juis in Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Yeshua gestaan en uitgeroep en gesê: as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Wat is hierdie fees wat ter sprake is? Dis die fees van die trompette wat juis te doen het met die wederkoms. Dit het dui juis op die millennium. En dan sal Openbaring 22 vers 16 en 17 geld. En die gees van die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Dus verniet, jy kan dit nie koop nie. Daar is die waterdraer, Piscus die visse. Messia bring verlossing aan sy kinders in sonde. Daar's 3 helperskonstellasies, die band, die koning, en Andromeda, die vrou in kettinge, as die gebonde vrou van Israel. Daar is 'n beeld daarvan, die koning is bietjie onderstebo, dan die vrou in kettinge en die visse met wat met mekaar verbind is as die band. Daar's die beeld weer. Daar's 'n vis wat opwaarts gaan. En die vis gaan na 'n spesifieke konstellasie toe. En dan's daar 'n band en heel onder links haak die band vas aan Cetus, die seemonster. En dan die ander vis gaan net vorentoe na regs, né? Daar's dus 2 soorte visse, want daar's 2 soorte gereddes. En die boodskap hier is, Messia bring verlossing aan sy kinders in sonde by herhaling. Die tou of die band is vasgemaak aan elke vis se ster. En die seemonster hou hulle eintlik terug. So daar's vis wat opgaan en beide hierdie visse stel voor die gereddes vir wie versoening gedoen is. Wat insiggewend is dat die een vis, soos gesê, hy beweeg boontoe. En die kop daarvan word deel van Andromeda konstellasie, die vrou in kettinge as die bruid, terwyl die ander vis net aanbeweeg na die lyn van die ekliptika sirkellyn. Nou hierdie vis wat opwaarts beweeg in die vrou met kettinge instel voor 'n baie spesiale groep van gereddes, waar die bruid van Messia sal wees, as diegene
oor wie die Heilige Gees uitgestort is. En die begin daarvan met Pinkster destyds 2000 jaar gelede, tot vandag toe. Ek glo die Heilige Gees is op 'n klomp van u reeds uitgestort, en nie almal van u hier teenwoordig. Hulle deur wie die Heilige Gees gewerk het en steeds werk. Met ander woorde, in sy krag en met sy gawes. Paulus praat juis van hulle in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Want Jahwe self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van Elohim. En die wat 'n Messia gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hom in die wolke weggevoer word, die meester tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die meester wees. Terloops, hierdie het niks met wegraping te doen nie, daar bestaan nie so iets. Enigste wegraping is saamskraap, wegraap sal al die goddeloses van die aarde. Nou met die uitbeelding van die twee visse, by herhaling, hier is definitief twee groepe Adamiete wat verlos is. Die een groep as die bruid wat in die konstellasie van die vrou met kettinge inbeweeg, nie? En die ander een wat net aanbeweeg, waarskynlik die bruilofgaste. Soos byvoorbeeld, almal wat vir Messia gelewe en gesterf het, vir sy naam om die lewe gebring is, maar steeds gered is omdat hy vir ons versoening gedoen het. Daar's baie mense wat nie die gawes van die Gees ontvang nie. Daar's baie mense, miljoene mense doodgemaak vir hulle geloof in Messia, wat waarskynlik ook nie met die Heilige Gees gedoop was nie. Dit word baie duidelik gestel in Johannes 5 vers 28, dat die dooies in Messia sy stem sal hoor en uit die grafte sal opstaan. En Paulus maak dit ook vir ons duidelik in Romeine 5 vers 12 tot 25. As ook in 1 Korintiërs 15 vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Messia lewend gemaak word. Die gereddes is almal Adamiete en Israeliete, maar een groep vorm die bruid, waar ons later ook weer sal uitbrei. Die band as eerste helper konstellasie. Dis dan eintlik dat hierdie band of koord nou hierdie twee visse aan mekaar verbind. En soos gesê, hulle word vasgehou deur die seemonster Satan as simbolies van die Satan wat die gereddes die hele tyd probeer terughou en vashou en pla. Wie van u word nie geplan? Vertel my die resep asseblief. Ja. En dan ons sal net daarna kyk, die voorpoot van Aries, die ram of die lam, trap ook hierdie koord vas. Die prente vertel vir ons dat alhoewel ons teruggehou en vasgehou word deur die Satan en sy trawante, dat ons ook deur Yeshua se genade veilig gehou en bewaar word deur sy volmaakte versoeningswerk. Die Satan kan ons nie vernietig nie en weghou van die ewige lewe. Aries, die lam of die ram, waar ons net van praat, verteenwoordig ook daardie verheerlikte lam Messia Yeshua, wat met daardie voorpoot hierdie band vasstrap, dat die Satan jou nie kan wegvat. Want hy is vasgehaak in Satans, die seemonster, wat in die ander rigting trek. Ne? Hy trap as ware daai tou vas, en dit is iets wat herinner aan Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou Elohim. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En ons almal weet dat Jahwe se reddende regterhand dui altyd op Yeshua. Hy is die regterhand. Die tweede helper is Andromeda, die vrou in kettinge, of die gebonde vrou. Kortweg, Israel. Hierdie mooi vrou is geketting aan beide arms en bene. Dis voetboeie en handboeie. Dis erg, hè? En soos genoem, dit word gedeel met die opwaartse vis van die visse. En dit dui daarop dat hierdie vis word die gebonde vrou. Is die gebonde vrou eintlik dieselfde? Sy is die bruid soos voorspel, maar gebonde deur die effek van sonde van die Adam, wagtend op haar koning bruidegom, wat kom om haar te verlos en sal plaas op sy koninklike troon. Nou die derde helper is Cepheus die koning. Cepheus word uitgebeeld as 'n koning met 'n kroon op
En in sy een hand het hy 'n takkie of scepter en hy sit rustig op sy troon. Hy het so sy een voet op die spoelstel. En dit verteenwoordig Messia Yeshua wat terugkom as ons koning bruidegom. Hy is nie meer Yeshua Messia nie, dan is hy Messia Yeshua, die een wat oorwin het. Nou die name van die sterre in hierdie konstellasie identifiseer hom baie spesifiek. In sy skouer is al Deramin, die een wat skielik terugkeer. In sy beld of gordel die helder ster Elfirk, die verlosser. Kan dit duideliker wees? Nee. En op sy knie Al-Ra'i, die herder. Cephas beteken die koninklike spruit of tak, die koning. Dit word bevestig deur die profeet in Sagaria 6 vers 12. En sê vir hom dit, so spreek Jahwe van die leerskare, kyk, daar kom 'n man wie se naam is spruit. En hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van Jahwe bou. Weer eens per herhaling, né? Ja, hy sal die tempel van Jahwe bou en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon. Ook sal hy 'n priester wees op sy troon en die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. En weer eens, die syferwaardes bevestig bo-natuurlik wie is hierdie spruit. Yeshua Messia, ons het dit al vir julle gewys, is 2:3-6-8, Matteus 1 vers 1. En die hele teks van Sagaria 6 vers 12 is 2:3-6-8. 'n man wie se naam is spruit, hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van Jahwe bou. So opstommend is hierdie konstellasie iets baie spesiaals, né? Dit beeld uit die bruid van Messia en haar bruidegom. En sy is eers 'n vis wat versoening ontvang het deur die bloed van Yeshua, wat dan verander in die vrou van kettinge, die gebonde en gevalle toestand van die Adamiese mensdom. En dit wys op die aanvalle van die Satan, want die Satan het hulle beet in daai band, né? Maar sy het hoop van die bruidegom koning Messia Yeshua kom gou en skielik om haar te kom opeis.